Dankie vir elkeen van u wat hier is vanoggend, om ook vir Tannie Alice te kom groet. Buitengewone omstandighede, maar ons gebed is dat die Here vir elkeen van u sal vashou, ook in hierdie tyd, en dat sy genade vir elkeen van ons genoeg sal wees. Ons gaan ons diens begin deur te luister na wat 'n vriend het ons in Jesus. Die woorde is vir u afgedruk in die blaadjie, so kom ons luister ook na hierdie wonderlike lied, een van haar gunstelinge. Sy het gelukkig vir ons alles neergeskryf wat vandag hier moet gebeur. Kom ons luister daarna. Uit u en deur u en tot u is alle dinge, want aan u behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, hy is die een wat vir ons sorg, van Jesus Christus die Here, hy het waarlik opgestaan, en van die Heilige Gees, hy leef in ons. Amen. Die familie het versoek dat ek Psalm 23 vanoggend moet lees en gebruik, en dit was ook Tannie Alice se wens. Konay, wil jy so 'n bietjie die klank? Dankie. Psalm 23, 'n psalm van Dawid.
vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied en vir jou hande op na boor. Blaas vassyne, slaan op tromme en op dans voor God se oor. Om leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Psalm 23 is seker een van die mees geliefde psalms in die Bybel. En wel met 'n baie goeie rede. Want Psalm 23 praat van die grootste en diepste lewensprobleme wat mense ervaar in hulle lewe op 'n baie helder en duidelike en 'n direkte manier. Vriende, hierdie Psalm het al baie mense in hulle lewens getroos wanneer hulle hartseer en stikkend was. Hierdie Psalm het baie mense bemoedig en weer laat opstaan wanneer hulle in die lewe geval het. Daar is 7 probleme in die lewe wat ons almal van tyd tot tyd ervaar, wat deur hierdie Psalm aangespreek word. Die eerste probleem is die probleem van bekommernis. Vriende, daar's baie dinge wat jou en my bekommerd maak en laat in hierdie lewe. Ons werk, die situasie tans in ons land, al die misdaad waarmee ons elke dag te kamp het, ons kinders oor hulle toekoms, ons huwelike, ons finansies, ons gesondheid. En daarom het ons goeie rede om bekommerd te wees oor al hierdie dinge. Enige goeie, redelike en nadenkende mens wat nie met sy kop in die wolke leef nie, sal bekommerd wees. Die vraag is net, help dit om bekommerd te wees? En die antwoord is duidelik, nee. Want daar is gewoonlik 3 probleme wat saam met bekommernis kom. En dit is dat dit onproduktief is. Dit doen niks aan ons situasie nie. Dit is soos 'n wiegstoel wat op en af wieg, maar nêrens heen gaan nie. Dit is soos om in jou motor te klim en die petrol te trap, sonder om die motor in rad te sit. Baie geraas, maar dit gaan nêrens heen nie. Dit verander nie die verlede nie. Dit het ook geen effek op die toekoms nie. Dit maak jou en my net ongelukkig in die hede. Dis onproduktief. Bekommernis maak ons ook baie keer onredelik. Dit maak nie sin nie. Hoe meer jy jou bekommer oor 'n ding, hoe groter lyk dit. Naderhand gaan haal ons die bobbejaan agter die bult en maak van 'n molshoop 'n hele berg.
Dit is onredelik om bekommerd te wees oor iets wat ek en jy nie kan verander nie. En as jy dit kan verander, verander dit dan. Moenie tyd mors deur bekommerd te wees nie. Dit maak nie sin nie. Bekommernis maak ons onredelik. Dis ook ongesond. Ons liggame is nie gebou om bekommerd te wees nie. Dit maak ons as mense letterlik siek. Dit gaan sit in ons maag en veroorsaak maagsere en allerhande ander gesondheidsprobleme. Hoe vinniger jy kan ophou om jou te bekommer, hoe gesonder mens gaan jy wees. Wat is God se antwoord uit Psalm 23 rondom die probleem van bekommernis? Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. En as ek en jy weet dat die Here ons herder is, dan is daar geen rede vir bekommernis nie. Wat doen 'n herder? 'n Herder sorg, beskerm, lei en help. 'n Tweede probleem wat ons in hierdie lewe ervaar, wat hierdie Psalm aanspreek, is uitbranding, lewensmoegheid, sielsmoegheid. Ons weet dat die lewe vandag 'n dolle gejaag is. Mense is ongelooflik besig. Selfs ons kinders het ongelooflike besige volprogramme. Die druk om te presteer by die skool en by jou werk is besig om onmenslike afmetings aan te neem. En dan is ek en jy nog betrokke by 'n klomp ander dinge, organisasies en aktiwiteite. Navorsing wys dat mense se aftyd radikaal afgeneem het. Wat is God se antwoord uit Psalm 23 rondom die probleem van sielsmoegheid en lewensmoegheid? Die oplossing is, hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Ek en jy vergeet baie maklik om te rus. Die Here het die mense gemaak om 6 dae te werk en die 7de dag te rus. Die Joodse Sabbatswet is natuurlik nie meer op ons van toepassing nie, maar die beginsel van hierdie wet het nie verander nie. Sabbat beteken rus. Ons moet gereeld toelaat dat die Here ons na groen weivelde toe neem en na waters waar daar vrede is. Ons moet die Here toelaat om ons by waters te bring waar daar vrede is. Die derde probleem wat hierdie Psalm aanspreek, is die van die beskadigde siel. Ons innerlike wat skade opgetel het. Hoe doen ons siel skade op? Deur skuldgevoelens. Wanneer ons iets gedoen het wat ander skade berokken het, en dat ons nie van hierdie skuldgevoel kan ontslaa raak nie. Vergifnis. Wanneer iemand ons te nagekom het, en ons nie daardie persoon kan vergewe nie, dan ontstaan daar haat en bitterheid. Verlies. Wanneer ons iets of iemand verloor het, en ons hierdie verlies nie kan verwerk nie, dan veroorsaak dit diep droefheid en hartseer. En al hierdie dinge laat letsels op ons siele. Wat is God se oplossing vir hierdie probleem? Hy gee my nuwe lewenskrag. Hy verkoop my siel. Die Here wil jou en my siel verkoop. Die Here kom sê, kom na my toe. Ek wil jou heel maak. Ek wil die wonde aan jou siel verpleeg. Ons moet hom net toelaat om dit te doen. Die vierde probleem wat hierdie Psalm aanspreek is die van besluitloosheid. Besluite kan jou en my lewe maak of breek. Besluite bepaal sukses of mislukking op die ou einde. Ons neem besluite en dan bepaal dit ons toekoms. En ons weet dit. En daarom is dit so moeilik om 'n besluit te neem. Wat is die regte ding om te doen? Is dit in of uit? Is dit vashou of los? In my werk, my besigheid, my huwelik, my kinders. 110 besluite wat ons elke week moet neem. God se oplossing uit Psalm 23 sê, hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Die Here wil jou en my help, ook wanneer ons besluiteloos is en ons nie weet watter kant toe nie. Ons moet net leer om te luister. Hy wil vir ons 'n herder wees. God se Gees lei ons op 3 maniere. Ons hoor die stem van die Here op 3 plekke. In sy woord,
waar ons 'n leerbare gees moet hê. Ons leer dit by mekaar, of hoor dit by mekaar, waar ons vertroue in mekaar het, en ons medemens, ons vriende se menings. Ons hoor dit ook by ander, waar hulle deernis vir ons het. Ons hoor dit by geleenthede, waar daar 'n openheid is om met mekaar hieroor te praat. Ons hoef nie besluitloos te wees in die lewe nie. As ons elke dag leer om te luister en dit in te oefen, raak dit naderhand 'n tweede natuur. Die 5de probleem wat hierdie Psalm aanspreek is die van vrees en 'n bangheid. Daar kom donker tye in almal van ons lewens, soos dit vandag in julle lewens miskien is. Wanneer ons afskeid moet neem van iemand vir wie ons baie lief was en wat ons baie gaan mis. Dis hoe die lewe is. Nie een van ons word dit gespaar nie, ook nie ons as Christene nie. Maar dis nie noodwendig net sleg nie. Donker tye is dikwels tye waarin ons God dieper leer ken, waar ons onsself leer ken. Ons ontdek sekere aspekte van ons persoonlikhede en eienskappe en kwaliteite van onsself, waarvan ons voorheen nie noodwendig bewus van was nie. Donker tye is ook soms geleenthede waar tydens ons lewenservaring en lewensvaardighede opdoen. Maar dit gebeur nie wanneer ons in vrees lewe en daar 'n bangheid in ons is nie. Wanneer vrees ons lewens oorneem nie. Wanneer ons toelaat dat vrees ons lewens regeer nie, dan gaan dit nie gebeur nie. Wat is God se oplossing uit hierdie Psalm? Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. Daarom is dit so belangrik om ons gemoed stil te maak, deur op die Here te vertrou, dat hy ons deur die vallei van doodskaduwee sal begelei. Ek en jy moet altyd weet dat ons in die hande van die Here is. Maak nie saak wat met ons in hierdie lewe gebeur nie. En dit is die veiligste plek om by te wees, in die hande van die Here. Ons moet vertrou dat hy vir ons die nodige krag sal gee om ook elke moeilike situasie te hanteer. Die 6de probleem wat hierdie Psalm aanspreek is die saak van pyn en seer kry in die lewe. Vriende, ons weet mos dat hierdie lewe 'n geneigtheid het om ons as mense te verwond. Dis nie 'n kwessie van of nie, maar van wanneer en hoe erg. Ons kry seer in ongelukke, of deur siekte, of deur die dood. Maar hoofsaaklik word ons seer gemaak deur mense. Baie keer onbewustelik, onbedoeld, maar baie keer ook met opset. Kwetsende dinge steek ons in die rug, skinder van ons, kraak ons af. Woorde maak seer, hartseer, dat mense baie keer ook in die kerk seer kry. Wat is God se oplossing? Kyk hoe genees die Here ons van pyn en seer kry. Hy laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teë kyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Ek en jy hoef nie self wraak te neem in die lewe nie. Hy salf ons, hy maak ons gesond. Die laaste probleem waarvan hierdie Psalm praat is die vrees vir die toekoms. Onsekerheid bring vrees. Die toekoms is altyd onseker. So dit is verstaanbaar dat ons onseker is. Veral ook in hierdie tyd waarin ons leef. Maar dit kan ook so erg raak dat dit van ons lewenskwaliteit in die Here ontneem. Beangs dat ons nie die lewe kan geniet nie. Beroof ons van ons lewensgenot. Wat is God se oplossing? U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Hierdie vers verseker ons dat die goedheid en die liefde van die Here by ons sal wees, ons hele lewe lank. Dit beteken nie dat alles wat met ons gaan gebeur net goed gaan wees nie. Nee, daar gaan slegte dinge met ons ook gebeur. Maar niks wat met ons gebeur sal ons kan skei van die liefde van die Here nie.
en die Here sal alles ten goeie laat meewerk. En ons sal vir altyd, tot 'n lengte van dae, by die Here bly. Selfs die dood hou nie vir ons 'n bedreiging in nie. Al gebeur die ergste met ons sterf, dan sterf ons in die arms van die Here. Amen. Hemelse Vader, ons kom sê vir U dankie vanmôre vir 'n persoon in Alice Marie wat ons kon lief hê, wat U vir ons geleen het. Dankie vir die gawes en die talente wat U vir haar gegee het. Dat sy ook soos 'n Dawid van ouds die mense van haar tyd kon dien. Here, dankie vir haar omgee hart en dat sy altyd daar was as iemand waarna toe almal kon hardloop met hulle seer, hulle probleme, hulle blydskap. Dankie dat sy altyd daar was om te luister. Here, dis die dinge wat ons gaan onthou van haar, wat ons gaan koester. En Here, wanneer ons net nou na die begrafplaas vertrek om ook haar liggaam in die grond te sit, dan weet ons dit is nie die einde nie. Ons keer maar net terug na dit waaruit ons geneem is, uit die aarde. Maar dankie dat U asem wat U in ons geblaas het, ons gees teruggekeer het na U, wat dit gegee het. Dis ons troos. En daarom is ons nie soos mense sonder hoop nie. Here, ek bid dat U elkeen wat vandag hier is, sal toevul in U liefde en genade. En dat dit vir ons genoeg sal wees. Amen. Ek wil vra vir Johan om asseblief die bedankings te kom doen namens die familie. Want jy kan sommer hier voorkom staan. Dankie vir die geleentheid. Baie dankie aan ons Hemelse Vader wat vir Alice gespaar het vir 72 jaar en 11 maande. Sy het 'n vol lewe gelei en haar taak op hierdie aarde suksesvol afgehandel. As sy nou hier was, sou sy seker vir julle elkeen 'n persentjie uitgedeel het. Eerstens wil ek vir Sieg en familie verskoning maak dat hulle nie hier kan wees nie. Ons weet almal wat die situasie tans met die inperking. Graag wil ek vir Kloof Hospitaal, personeel en die dokter bedank vir alles wat hulle vir Alice gedoen het. Afbop met die reëlings en die vervoer van Alice vanaf Pretoria. En hier, almal hier teenwoordig, dankie dat julle in hierdie moeilike omstandighede julle weg oopgesien het om hier te wees. Baie dankie. Aan Domies Jan Pretorius, baie dankie vir die diens en die mooie boodskap. Len vir die speel van die orgel. Amanda en Annelie vir die blomme. Bytjie vir die mooi begrafnis brief, boekie. Burgert, 2 seuns en Kryk vir die voorbereiding van die graf. Baie dankie. En Amanda, baie dankie dat jy so mooi na Alice in die hospitaal gekyk het en ons op hoogte gehou het van haar toestand. Wat is liefde? Om eerder te gee as te ontvang. Dit is wie Alice was. Vir my was sy 'n regte raagkoekie de beer. Net iets voorlees wat Amanda graag wil hê ek moet voorlees. We little knew that day God was going to call your name. In life we loved you dearly. In death we do the same.
It broke your hearts to lose you. You did not go alone, for part of us went with you. The day God called you home. You left us beautiful memories. Your love is still our guide. And although we cannot see you, you are always at our side. Our family chain is broken and nothing seems the same. But as God calls us one by one, the chain will link again. Thank you. Baie dankie, Johan. Vriende, ons gaan nog luister na 'n laaste lied, One Day at a Time. En dan vertrek ons na die begrafplaas, waar die ter aarde bestelling gaan plaasvind. Die draers by die graf gaan wees Burgert, seun Kryk skoonseun, Amanda dogter, Arno kleinseun, Eugene kleinseun en Jaco kleinseun. So ons gaan nou rustig luister na die laaste lied. En dan wanneer ons uitbeweeg gaan Glenn, gaan jy nog vir ons op die orgel speel. En dan vertrek ons na die begrafplaas, sit maar net asseblief die hoofligte aan, en dan ontmoet ons mekaar daar, en dan sluit ons verrigtinge by die graf af. Dankie Corneille. One day at a time, sweet Jesus. Ooh. I'm only human. I'm just a woman. Help me believe what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. So for my sake, show me the way, one day at a time. Do you remember when we walked a Monday? Oh, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now than then. Pushing and shoving, crowding my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. So for my sake, show me the way, one day at a time. Voordat ons bid om die seën van die Here, wil ek net dankie sê ook vir Dominee Corneille.
die hantering van die klank en die rekenaar en Laurens wat vir ons die diens opgeneem het. Ons gaan later in die dag sal ons, Elisei, gaan ek vir jou die skakel stuur. Vir die familie in Australië en ons gaan dit ook by die ouete huis, by ons thuis te laai, dat die inwoners ook daarna kan kyk, maar baie dankie Laurens vir die opname daarvan. Ons bid nou dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troos van die Heilige Gees by elkeen van julle sal wees en bly. Amen. Die sterkste manne moet die middel voorvat en julle gaan die afstop julle in die stoor gekry. Ons gaan kom dan staan te kyk op Nie skei sy nie, hè? Wat? Sit hom op die bankie, sit hom wel op Josh, star. Lift up its heavy, Josh. Just keep it, Josh. Lift it. Oh, a little bit more forward. Vriende, Alice Elizabeth Maria is deur die dood van ons weggeneem. Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan ons as gelowiges ook uitroep. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos die ander mense wat geen hoop het nie. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies, want dit bring hartseer en pyn. Maar tog gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy verlig ons smart, hy staan ons met sy liefde by en hy beloof om die pad verder saam met ons te stap. Die dood roep ons almal om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir ons self sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf en vir ons opgewek is. Daarom kan ons saam met Paulus ook sê, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here, want aan hom kom toe die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Ek gaan die geloofsbelijdenis aan ons voorhou, dit waarin alles ook met haar hele lewe geglo het. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes,
die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Amen. Ons gee vir die geleentheid om 'n blommetjie op die kus te sit voordat ons die kus gaan laat sak. Daarvan u wat nog 'n blommetjie wil strooi ook, dan gaan die geleentheid ook daarvoor kry, maar kom ons laat sak die kus staan. Terwyl Psalm is dit Psalm 23 vir ons ook gespeel word. Geen onheil vrees nie, want U is by my. U stok en U staf vertroos my. U stok en U staf vertroos my. Die Here is my sal my ontbreek nie, hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen, na waters waar rus is, lei hy my heen. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Dan nog van u is wat 'n blaartjie wil strooi op die kus, is u baie welkom.
Maar wat gestrooi? Ja, so dit nou nooit vertrou. Josh, please take the plane that side.